Lord, you know what I've done, and you know what I'm yet to do. But still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. Lord, you know just who I am, and you know exactly where I'm from, and still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. So I close my eyes and pray, 'cause you hear the words that I say. And I want to thank you, Jesus, for not letting go of the sinner, reaching for the light. Lord, you know how proud I have been, and you know how I tried to earn this thing, but still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. So I close my eyes and pray, 'cause you hear the words that I say. And I want to thank you, Jesus, for not letting go of a sinner, reaching for the light. 'Cause I've been bent down low by the weight of the law. I've been crippled by instruments, Lord, and they left me on the floor. But now I'm liberated, I'm set free by your grace, and finally I can breathe again. This freedom you've given me. So I close my eyes and I pray, 'cause you hear the words that I say. And I want to thank you, Jesus, for not letting go of a sinner, reaching for the light. Lord, you know what I've done, and you know what I'm yet to do. But still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. Lord, you know just who I am, and you know exactly where I'm from, and still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. So I close my eyes and pray, 'cause you hear the words that I say. And I want
Lieve vriende, ek wil vir ons eers die afskeidsbrief lees wat ons in hierdie blaadjie kry. Tannie Christine was iemand wat nie hulp wil aanvaar nie, wil alles self doen. As sy dorp toe gaan, is dit sy en haar Bentley en Kiri. En so het sy haar inkopies gaan doen. Alhoewel sy baie geliefd was, het die mense tog haar Kiri gevrees. Sy was ongelooflik lief vir diere en het ons honde as haar kinders aanvaar. Elke dag skoon water gegee en gekyk dat Monty warm slaap. Met hulle gesels en met hulle beklei as hulle stout was. Sy was 'n legende in Zeerust en gaan baie gemis word. Rus en vrede, Tannie Christine. Ons gaan Tannie mis. Geliefdes, voordat ons dan gaan saam sing, wil ek hê dat ons net eers stil raak voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid, en wat die werke wat sy hande begin het, nooit prysgee nie. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die eerste lied wat vir ons hier op die blaadjie aangebring is Gesang 295. Kom ons sing hierdie lied hartlik saam. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys, en wat daarop volg.
in gebed. Here ons God, baie dankie dat ons die voorreg het om die naam van Jesus Christus met U, ons hemelse Vader, ons Skepper, ons onderhoor te kan praat. Baie dankie vir U groot genade. Baie dankie Here dat ons elke dag uit U genadehand kan leef. Baie dankie Here vir die tyd wat U ook Tannie Christine bewaar het. Ja, 'n lang tyd Here, byna 82 jaar. Baie dankie vir alles wat sy vir verskillende mense beteken het. Dankie dat ons nou na U toe kan kom in hierdie oomblikke en dat ons kan stil raak rondom U woord. Want te midde van ons lewens wat hier op aarde kortstondig is, weet ons, o Here, dat ons alleen by U troos, bystand, moed, hoop kan kry. Daarom kom ons so na U toe in gebed, in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. En ons gebed is, spreek Here, want ons as U kinders luister. Amen. Die versoek was dat ek vanoggend uit Psalm 91 sal lees. Dis 'n baie bekende psalm en 'n psalm waarvan die opskrif is: Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voorvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het. Die Allerhoogste as jou beskermer sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Kom ons luister altyd
met aandag na sy woord. Kom ons rig ons lewens volgens sy woord, want dan sal ons geseënd wees, salig, uiters gelukkig. Geliefdes, as 'n mens Psalm 91 net sommer vinnig lees, dan kan hierdie psalme mens baie keer met 'n klomp vrae laat, met 'n klomp onsekerheid, baie keer met 'n stuk twyfel in jou gemoed. Party mense verwys na Psalm 71, dan sê hulle, dit is hoe dit sal gaan met iemand wat 'n kind van die Here is. Die Here sal hom beskerm, die Here sal alle kwaad van hom afweer, soos wat ons hier lees. Die Here sal hom in alles bystaan, hy sal siekte en so meer van hom wegweer. En as dit dan gebeur, dat 'n kind van die Here wel siek word, dat ellende jou tref, teëspoed jou tref, dan sal sulke mense baie vinnig wees om te sê, maar die rede daarvoor is eenvoudig omdat jy nie sterk genoeg en goed genoeg geglo het nie. As jy net meer en beter geglo het, dan sou daardie dinge jou nie getref het. Ander mense sal weer Psalm 91 gebruik om te sê, wat help dit om te glo? Jy sê jy glo, jy sê die Here sal jou onder alle omstandighede beskerm, maar dit gaan finansiëel sleg met jou. Jy of jou familie word siek, julle ervaar teëspoed en probleme. Wat help dit om te glo? Kyk, hoe gaan dit nou met jou? Geliefdes, hierdie Psalm wil vir ons weer sê, ons moet onvoorwaardelik in God glo. Ons moet onvoorwaardelik aan hom as die lewende Here vashou. Wat die omstandighede ook al mag wees, ons moet hom nie dien terwille van dit wat ek kry, terwille van dit wat hy vir my doen, terwille van hoe hy my beskerm en so meer. Ons moet hom dien, ten spyte van daardie dinge wat op ons pad kom, ten spyte van siekte, hartseer, pyn of wat daar ook al mag wees. Waarom gee Psalm 91 vir mens soveel hoop? Waarom gee hierdie Psalm vir ons moed vir die pad vorentoe? Waarom is dit 'n Psalm wat vir ons troos gee? Jy weet, almal van ons weet wat dit is om bang te wees. Ons is nie noodwendig bang vir siekte wat jou kan doodmaak nie. Maar ons kan baie keer bang wees, omdat ek weet nie hoe gaan hierdie siekte my affekteer nie, hoe gaan dit my mens wees van my afstroop. En dit maak 'n mens baie keer bang. Daar is baie mense wat beheer word deur vrees en deur angs, deur bekommernisse. Maar nou is daar twee kante. Die een is hierdie vrese en angs en bekommernisse, en aan die ander kant, dit waarvan hierdie Psalm wil praat. Dat 'n mens in hierdie lewe met moed en met hoop die lewe aanpak en leef. Uiteindelik is dit die een van hierdie twee wat die grootste is en wat die sterkste is, wat uiteindelik gaan maak
of ek vrede in my gemoed het, en of ek dalk met 'n klomp vrees en angs rondloop. En dit wat baie sleg is dat daar soveel dinge is wat vrees en angs in 'n mens kan aktiveer en dit in jou kan na vore bring. Dinge wat 'n mens benoud en bang kan maak. Ons kan byvoorbeeld na die nuus kyk en dan sal daar een nuusberig wees wat ons ontstel en wat ons onseker en bang maak vir die toekoms. 'n Mens kan aan jou eie liggaam kan jy voel ek is nie gesond, hier is iets in my wat nie reg is nie. En onmiddellik kan 'n mens se gedagtes met jou weghardloop in 'n rigting van sê nou net dit is hierdie of daardie ernstige siekte wat ek onderlede het, waarvan ek nooit bewus was nie. Geliefdes, die ekonomie is op die planke. En ons almal weet, lewenskoste hardloop weg. En dan maak dit 'n mens baie keer bang. Hoe gaan ek finansiëel oor die langtermyn oorleef? En dit is waarna ek verwys as ek sê, enige iets kan vrees by 'n mens aktiveer. Maar nou kom help die Here ons. Hy kom help ons aan die hand van Psalm 91 om die wêreld met al sy probleme en al sy uitdagings om dit in perspektief te sien. Om dit te sien vir wat dit werklik is. En sommer hier in hierdie eerste verse lees ons, hy wat by die allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Jy sien, die krag en die beskerming van God oortref alles. God is baie magtiger as enige krag of enige iemand, enige iets wat daar op ons pad kan kom. Vers 4 sê vir ons, sy trou is 'n skild en panser. En nou is die belangrike dat ons moet hoor, dit gaan nie hier oor iets van ons nie. Ons geloof, iets wat ons doen, sy trou is 'n skild en 'n panser. En as die psalmdigter dit sê, dan gaan hy verder en hy verwys nou hier na 'n klomp dinge wat bedreigings kan wees. En veral neem hy dit uit die ou antieke tyd, gevare wat daar kan wees. Maar verwys hy hier na plaag, hy praat van hier siektes, die vyand, die leeu's, slange wat betrap. Maar nou wil ek sê, terwyl die Here ons met hierdie psalm bemoedig, en vir ons sê, ons moet net ons oog op hom hou, is dit eintlik skrikwekkend dat die ou Satan juis Psalm 91 gebruik het toe hy vir Jesus versoek het. Hy vat Jesus na die dak van die tempel toe en hy sê vir die Here Jesus, spring hier af, want sê hy, daar staan mos geskrywe, en dan haal hy hier aan uit Psalm 91 vers 11 en 12. Hy sal sy engele beveel om jou op die hande te dra
sodat jy jou voet nie teen 'n klip sal stamp nie. Kan jy sien hoe slinks, hoe skelm, hoe sluw die ou Satan is, dat hy selfs die woord van God misbruik om 'n mens sonde te laat doen. Haal aan in die woord van die Here om die Here Jesus te laat sonde doen. Maar dan antwoord Jesus op. En hy antwoord hom juis uit die skrif uit Deuteronomium hoofstuk 6. Hy sê, jy mag die Here jou God nie versoek. En uiteindelik weet ons, die Here Jesus het nie gespring soos wat die Satan vir hom gesê het. Maar die ding wat ons moet raak sien, is dat God, wat die omstandighede ook al mag wees, wat die situasie ook al mag wees waarin Satan ons wil verlei, selfs mislei deur die woord te misbruik, kan ons weet, ons God wil sy kinders vashou. Hy wil ons dra te midde van wat ons omstandighede ook al mag wees. Geliefdes, dis hoe hy ons ook wil gebruik, om hoop vir ander mense te gee. Mense vir wie die pad partykeer te lank raak en te moeilik raak om te loop. Psalm 91 sê hier vir ons, God is die Allerhoogste, die Almagtige. Maar ons troos lê daarin, as ons die woorde van vers 2 kan napraat. Hier staan, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. En jy sien, dis eers as 'n mens hierdie belydenis napraat en leef, dan ervaar 'n mens iets van dit wat verder aan in die Psalm staan. Die Here sê, omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Die beskerming van God beteken nie dat 'n kind van die Here 'n probleemvrye lewe gaan hê. Ons weet pyn, smart, siekte, al daai dinge is deel van hierdie lewe. Maar ons kan daardie dinge oorkom as ons juis ons oog net op God gefestig het. Onvoorwaardelik aan hom vashou. Here, ek aanbid U en ek dien U vir wie U is. Ek wil U met my lewe eer. Here, dit gaan nie vir my daaroor dat ek U net wil eer om dit wat ek van U kry en dit wat U vir my doen of vir my gee. Maar ek weet dat as ek U altyd voor oë hou, dan het ek die versekering dat U vir my deur die grootste krisisse sal dra. Want U bly altyd in beheer. U is die een wat, soos die woord hier sê, altyd by ons is. Ek wil die laaste vers, wil ek net 'n bietjie na terug gaan. En dit is waar hier staan, 'n baie lang lewe sal ek vir hom gee. Nou geliefdes, in menslike terme sou ons kon sê dat die Christien se lewe was 'n lang lewe, so byna 82 jaar. Maar as die Here hier praat van 'n lang lewe sal ek hom gee,
dan moet ons dit nie net verstaan teen hierdie aardse lewe wat ons leef, wat uiteindelik lank sal wees. Die lang lewe is juis dit wat hy vir ons as 'n ewige lewe gee. En dit is waarmee die Here Jesus ons kom troos het. Toe hy gesê het, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so is nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Maar sê Jesus, as ek gegaan het en vir julle plek berei, dan kom ek weer om julle te kom haal sodat julle ook kan wees waar ek is. En hierdie waarheid, hierdie weet en hierdie feit is die fondasie van waarop 'n mens die pad vorentoe kan doen. Om te kan weet, God is ook in my omstandighede teenwoordig. Hy is in my omstandighede, hou hy my vas. Hy weet wat is die beste. Hy is my Vader, hy is my Skepper. Kan ek net nog die gedagte deel en sê, ons moet nie die fout maak om te dink dat as ek aan die Here vashou, dat ek nie emosionele belewennisse sal hê. Jy weet, ons maak soveel planne, ons het soveel drome, dinge wat ons nog vorentoe wil doen of sou wou doen, en dis so dikwels by 'n geleentheid soos die, veral as iemand op 'n jonger leeftyd gaan, dat ek in 'n begrafnisbrief of in mense se herinneringe aan 'n oorledene lees, ek sou nog so graag tyd saam met jou wou deurbring. Ek het nog soveel dinge gehad wat ek in gedagte gehad het vir ons om saam te doen. Maar medies, menslik was dit nie moontlik nie. Hierdie drome en hierdie planne kon nie tot uitvoer kom. En dan voel mense 'n gemis, hulle voel emosioneel. Hoekom kom ons dit nie met mekaar nog saam deel? Maar geliefdes, ek wil vra, en dis maar 'n uitnodiging. Kom ons gaan lees by die huis. Weer rustig bidden, Psalm 92 deur. En terwyl ons elkeen die gawe van die lewe het, kom ons maak 100% seker dat ons kan napraat, kan sê wat hier in vers 2 staan. U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Want elkeen van ons wat hierdie belydenis sê, wat hierdie belydenis maak, elkeen van ons wat hierdie belydenis leef, sal ook kan weet, ons kan hoor wat die Here vir ons sê, omdat jy my ken, sal ek jou beskerm. Wanneer jy my aanroep, sal ek jou gebed verhoor. In jou nood sal ek by jou wees. Here ons God, baie dankie dat ons kan weet, U is die een wat ons vashou. Dankie dat ons kan weet, Here, ons vashou aan U is eintlik net in reaksie op U groot genade, dat U vir ons nooit los nie. Ja, soos wat ons aan die begin gesing het, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Hemel Heer, wil U asseblief met elkeen van ons wees op die pad vorentoe, maar in besonder
vir ons elkeen gebruik as u ligdraers, u draers van hoop, u draers van troos, wat net u alleen aan mense kan gee, en dat u uself deur ons elkeen se lewe verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing Gesang 45. Dit is 3 verse wat vir ons aangebring is. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof. Loof met my hele hart. Hy gee hul wat roep weer nuwe krag. Kom ons sing al 3 verse staande, hartlik saam, en dan kan jy net bly staan vir die seën van die Here. Hy wat ons nuwe krag gee, is die een wat vir ons ook verseker dat as ons hier uit mekaar uitgaan, is hy die een wat ons vergesel en ontvang daarom sy seën. God die Vader sal u altyd genadig wees. God die Seun sal u altyd lief hê. En God, die Heilige Gees, sal met u wees, nou maar ook tot in ewigheid. Amen. Kan weer die plekke inneem, dankie. Geliefdes, ek wil graag net 'n paar bedankings doen. Alta, vir jou vir die begeleiding vanoggend, baie dankie, hoë waardering daarvoor. Hy let, jy wat nie net die skerm nie, maar ook die video hanteer en kinders aangevra het. Baie dankie daarvoor. Aan die AP Kerk se kerkraad, André, as jy ook vir ons die dank namens die familie kan oordra vir die beskikbaarstelling van die kerk en die fasiliteite hier vir vandag. Baie dankie aan die AP Kerk se vrouediens, Corriele, wat ook gehelp het met verversings, elkeen wat daar gehelp het.
Baie dankie ook aan die koster, hulle wat opgesluit het, die regkry van die kerk. Kobus daar by International Ondernemings, vir nie net vandag nie, maar ook van die begin af, was jy so hulpvaardig om te help met enige reëlings wat getref moes word. Baie, baie dankie. Hoë waardering daarvoor. Baie dankie aan Ansie Lou, wat na Tannie Christine gekyk het. In die nag was sy beskikbaar, en selfs ook met die reëlings van haar na afstelling. Baie, baie dankie aan sy. Aan Martin Venter, wat altyd beskikbaar was as hy gebel word om dadelik te kom en hulp te verleen. André Botha, jy het jou wonderlik ontferm oor Tannie Christine. Altyd alles vir haar makliker en beter probeer maak. Ten spyte van haar hardkoppigheid om hulp te aanvaar. Maar baie dankie daarvoor, André. Aan almal wat die laaste eer hier kom betoon het aan Tannie Christine, dankie. Peter, ook vir jou besoeke aan die Tannie, ondersteuning van haar bedien het in die woord uit, reëlings help tref het vir vandag. Baie, baie dankie daarvoor. Hoë waardering aan elkeen wat ook kan hier is, vir hierdie laaste eerbetoning. Geliefdes, en dit sluit ons verrigtinge hier in die kerk af. Ons gaan uitbeweeg daar na die voertuig toe en dan sal ons die verrigtinge daar voortsit. Vriende, ek wil vir ons net hierdie een enkele vers lees hier uit Johannes hoofstuk 3. Hierdie vers wat ons almal so goed ken. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. En dit is die wonderlike versekering wat die Here self vir ons kom gee. Versekering dat hy vir ons op grond van Christus se verdienste en ons geloof in hom as verlosser die ewige lewe gee. Ek lees vir ons die geloofsbelijdenis.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die verheerlikte liggaam en die ewige lewe. Kom ons sluit net ons oë vir gebed. Vader, dankie vir hierdie versekering wat U vir ons in U woord gee. Dat U ons so lief het. Dat U vir elkeen van ons wat in Jesus Christus glo, die ewige lewe gee. En dat ons daarom, selfs by die dood van 'n geliefde, getroos kan wees. Troue Here, ons bid, dat U so deur die Gees in ons sal werk, dat ons altyd iets van U liefde na buite toe sal uitleef, terwyl ons die geleentheid het, dat ons altyd iets van die hoop wat U vir ons gee, in en deur Jesus Christus, die hoop wat U in ons harte versterk deur U woord, dat U dit deur ons sal uitstraal na buite toe, en dit alles, net sodat U as die lewende God verheerlik word. Vergesel ons elkeen asseblief na ons huise, waar dit ook al is, en wil U ons so gebruik tot U verheerliking. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons aanvaar dat dit die wil van die Here was om ons geliefde te kom haal, en daarom vertrou ons haar liggaam aan die aarde toe as aarde tot aarde, stof tot stof, as tot as, maar ons doen dit in die vaste en die sekere hoop van die opstanding tot die ewige lewe. Wanneer Jesus Christus ons liggame wat hier op aarde vernederd is, aan sy verheerlikte liggaam gelyksaam. Amen. Ons sal van vir geleentheid gee vir 'n laaste groet. Vriende, kom ons staan net eens hierso. En ons staan rustig totdat Kobus vertrek het, en dan kan ons ingaan hier na die kerk toe, en ons kan die saal gesels.
Thank you.